Sê dat die gemiddelde Ford Ranger drywer anger issues. En vandag kyk ons na Ford Ranger. Die ene sê, ek is nie 'n boer nie, want ek nie 'n plaas nie. Ek is ook nie Afrikaner nie, want ek is nie 'n bees nie. Maar ek ken 'n fucking bakkie. Dis in Nevada. Die Toyota Hilux, Amarok, die hele fucking kabang. Kak van die duivel. Ek sê daar's een fucking bakkie in Suid-Afrika. Dit is Ford Ranger. Hier by my het ek die 3.2 6-rad outomaties. Wild Track, top of the range. As jy so 'n bakkie het jy 'n bakkie. Agterop laai jy 'n half ton. Ek sal jou voorstel dat jy enigiets swaar of jy op wat ook al laai nie. Want after all, hierdie is nie 'n workhorse nie, hierdie is iets waarmee jy bietjie man voel. En hierdie is nie knoppies nie, maar parking distance control vir as jou skoonma dalk jou bakkie moet leen, spaartjie toe gaan. 18-inch wiele vir hierdie ouetjie, voor en agter, wat 'n bakkie moet vasvat. 'n Stadium van die geveg, raak jy skoonma, oud, sieklik, kan nie meer lekker loop nie. Maar Ford het ook daaraan gedink. Het 'n trappie in, as ek gemaklik kan inklim, en ons baie beenspasie vir haar, as ek gemaklik sit, jou bes, as ek gemaklik sit. Ja, hierdie is die business end van hierdie van. Om mee te begin, iets wat kakkoel is op hierdie bakkie is sy adaption speed control. Jy ry 120 km/h op die highway, hier kom 'n ander fokkertjie en hy kom fokkie voor jou in. Die bakkie adapt tot op sy spoed, slack af van self sonder dat jy enigiets doen behalwe bestuur. Sodra daai ding voertuig begin vinniger ry, sal die bakkie weer adapt en vinniger gaan. Of as jy jou flikkerlig aansit, sal die bakkie outomaties sonder dat jy enige van hierdie pedale onder geraak het, self weer spoed optel. Piss cool feature. 'n Ander feature is hoe baie keer het jy al probeer om 'n voertuig in 'n ander rad te start as park. Sê in reverse. Of wys jy vir jou, transmission not in park. Dan hoef jy nie soos 'n dom kont te voel nie, jy weet, jy is nie in die park nie, hy gaan nie start nie omdat hy outomaties is. Daardie ene gaan hy weer start. Hierdie is soos een van daai tablets, nuwe selfone, daar's baie gadgets, apps wat jy kan download, navigation wat in is, 'n ding met jou SMS'e vir jou lees, ding met jou SMS'e stuur, allerlei snaakse goed wat hier gebeur. Jy het basies 'n hele rekenaar hier voor jou. Hier aan jou linkerkant gebeur daar ook 'n bietjie kontrole wat jy op die stuurwiel kan doen vir jou foon, jou navigation, jou entertainment. As jy 'n bietjie wil video's hier oor kyk, as jy wil musiek luister. Hierdie is 'n piskool bakkie. Dis fucking die shit. As jy hierdie ding in reverse sit, dan het jy 'n reverse kamera wat vir jou wys agter dat jy net iets vas reverse nie. En soos wat jy jou stuurwiel draai, gee dit vir jou indikasie waarheen jou voertuig sal gaan. Kyk, as ek na die ander kant toe draai, dieselfde ding. So vir my gee my indikasie waar ek gaan opeindig. Dan is waarskuwing op bo wat sê please check surroundings for safety. In 'n bakkie. Hierdie ding is net out there. Stitching op die dashboard met hierdie leer wat oorgetrek is. Die stitching wat op die seats gedoen is. Hierdie spread match 'n baie gemaklike sitplek. Hierdie centerbox van hier, jou kapholders, die plek waar jou handbriek is. Ander bakkies is lief om hom hier te hê. Daai ding met die trek, hier sukkel jou gat af om af te kry. Ander weer hierso. Dit is gemaklik hier launch hier. Daar's baie spasie. Hierdie is 'n outomatiese weergawe. Want jy wil sleep met hierdie ou. Jy kan 3.5 ton met hierdie ouetjie sleep. En jy kan agter 'n half ton laai, half ton gills, half ton bier, half ton zol, whatever. Hierdie is die bakkie om te ry. Fok Isuzu, fok Nissan. En kom ons kyk wat loer vir ons daar binne. Hierdie is Ford se Duratorq TDCi 3.2 liter diesel.
Hierdie is perre. Hierdie is 3.5 ton perre. Net nog agter die bak gelaai. En as jy onthou my Bantam, wat 'n half ton was, het ek 'n ton gelaai. En ek het baie meer met hom gesleep ook as wat sy capacity was. En hier is Ford. Ford is gebou om te hou. Ek gee nie om wat wie sê nie, fok Isuzu, fok Nissan, fok Volkswagen. En in die case, Amarok is 'n fucking caddy met 19 wiele. Ook ons ry 'n bietjie. Right. Nou gaan die reverse-kameraatjie nou lekker aan. Ek gaan nou nie eers in die spieeltjies kyk nie. Dit lyk verskriklik vinnig op daai kamera. Dit is amper soos Turbo Scooter se video gewees. Ek moet die bicycle gaan. Waar is my ander paaltjie? Hy's ver, nee. Ons ek hierdie bakkie kom stampie. Okay. En nou voel dan, soos hierdie is nou maar nog 'n bietjie off-road. Dus ek laat die feeling van die stuurwiel, hè. Ek kan heel gaan vashou. I told you I'm gonna buy a Ranger. Ja, ek het nou al in Amarok gery, ek het nou Narvara, amper sê ek Narvara gery. Ek het in Hilux D4D's gery. Ek, by the way, ek het een keer 'n Hilux D4D met 'n 800cc Cherry QQ in sy moer ingery. Fucking embarrassing, maar ek het dit gedoen. Ek dink ek gaan vir hierdie ouetjie wegry met 'n Chinese motorbike met 4 wiele nie. Bro, hierdie ouetjie is lekker man. Voel soos 'n kar. Love it, hy voel soos fucking Muhammad Ali. Right, en om te dink vir so groot van gaan dit moeilik wees om te draai. Daai was nou vir my soos pis maklik. Nie eers baie moeite om gesit nie. Mamma kan hom ry. Die airconditioning kan jy beheer, dat die bestuurder kan sy eie temperatuur kry en die passenger side hulle eie temperatuur. Ek kan niemand pis in my, ek kry koud, ek kry warm. Elkeen kry sy eie fucking temperatuur. Maar weer 'n keer, daar gaan ek om my draai. Dis nou nie vinnig nie, is about 30 km/h. Maar dit voel nie of ons gaan rol soos wanneer jy Hilux hak nie. Ons eenmaal so 'n video gewees op die internet waar 'n Wild Track teenoor D4D gegaan het. Ek wil net sê dat daai Wild Track was ook 2x4. My ma die dag as jy 'n Ford 4x4 hak, gaan jy pis. Daai freeway fucking motortjie wat daar gepimp is binne in daai D4D gaan 'n bietjie pis. Hy gaan nie reg kry om daai Fordjie te sleep nie. Hierdie is alles in een. Vir 'n pa 'n lekker van, vir ma gemaklike sitplek. Hierdie sit space agter. Jy kan jou tablet daar agter charge, jou laptop. Almal is georganiseer in hierdie ding. Ek meen as jy lank pad ry, jy's by die see, al die swemklere en goed wat vol sand raak, kom agterop en die res van die goed klim binne-in saam en almal is happy. En hierdie is waarde vir geld op die einde van die dag. As jy kyk na markpryse en goed, wat jy op die einde van die dag vir hierdie bakkie betaal, is waarde. Want jy het alles in een hierso. Almal is happy. Ek like die sound van die flikkerrood. It's out there, is nie net klik, 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 klik. Nou ja, as jy die lotto wen, paar rand erf en jy skemie gaan vir jou bakkie koop, dink elke man deserve 'n bakkie, kan dit die Ranger wees. Geen of jy die 2.2 kry of wat ek al nie. Elke Ford Ranger het ander features. Hierdie was nou 'n bietjie meer top of the range. Koop 'n Ranger. Jy sal nie 'n fout maak nie. En as hy beat erop, dan sit jy jou brille op.